Goed, graad 11, vandag gaan ons 'n bietjie praat oor die voorraadstelsels, en dit is hoe 'n besigheid half rekordhouding in terme van hulle voorraad doen. Nou in graad 9 het jy begin leer van handelsondernemings en die handelsvoorraad wat daarmee saamgaan. En daarso het jy gewerk met 'n deurlopende voorraadstelsel, as ook in graad 10 en as ook tot dusver in graad 11. Goed, so nou het jy 'n nuwe voorraadstelsel wat ons vir jou byleer en dis die periodieke voorraadstelsel. Nou daar is sekere voor- en nadele van albei voorraadstelsels. Hierdie is 'n deeltjie van die werk wat nie noodwendig saam met alles die hele tyd inval. Jy gaan nooit 'n deurlopende en 'n periodieke voorraadstelsel nou by een besigheid mee te doen kry in jou oefeninge en sulke tipe goed nie. Dis net, ons moet jou voorberei om te kan weet, hoe sal jy die boeke doen vir 'n deurlopende voorraadstelsel? Hoe sal jy die boeke doen as dit nie 'n deurlopende voorraadstelsel is nie, maar 'n periodieke voorraadstelsel? So, of dit nou 'n vennootskap, 'n eenmanssaak of 'n maatskappy is, hulle met dit saam kan hulle dan nou ook 'n unieke keuse hê van 'n deurlopende voorraadstelsel of 'n periodieke voorraadstelsel. En dit hang af bietjie van besigheid na aanleiding van die voor- en nadele van die twee. Goed, so voorraad is die goedere wat 'n besigheid hou om dit te verkoop om 'n wins te maak. Dan as ons kyk na die deurlopende voorraadstelsel. Met hierdie stelsel word die voorraad voortdurend opgedateer gedurende die tydperk. So dit kom by daardie kolommetjie wat jy in jou KOJ gehad het, wat langs die verkope kolom was daar 'n koste van verkope kolom. En jy het voortdurend met elke verkope aangeteken dis soveel die koste van daai verkope was en jy dit gaan aftrek aan die einde van daai maand. Jy het rekord gehou van die goederes wat verkoop was, die koste van dit, en jy dit gaan aftrek aan die einde van die maand van handelsvoorraad. So soos goederes verkoop was, het jy 'n opgedateerde rekord gehad van hoeveel handelsvoorraad jy dan nou in jou besigheid het. As ons kyk na die periodieke voorraadstelsel, is dit so bietjie anders, want ons het nie 'n koste van verkope nie. Die voorraad word van tyd tot tyd opgegradeer, gewoonlik deur 'n fisiese voorraadopname aan die einde van die finansiële tydperk, so dit kan al wees aan die einde van elke maand of aan die einde van elke jaar of spesifieke tydperke wat hulle dan nou fisiese voorraadopnames het. Nou ek weet daar gebeur gewoonlik fisiese voorraadopnames tydens 'n deurlopende voorraadstelsel, gewoonlik aan die einde van die tydperk ook, en dan vergelyk ons dit met ons bedrag wat ons op boek het, wat ons voorraad moet wees, en dan determine ons dan nou, is daar 'n handelsvoorraad tekort of 'n handelsvoorraad surplus. Nou, daar gebeur steeds voorraadopnames dan, maar in periodieke voorraadstelsel is dit die enigste manier wat ons dan half die koste van verkope gaan bereken. So in 'n deurlopende voorraadstelsel, dan het jy 'n opgedateerde weergawe van hoeveel was jou koste van verkope, okay? Waar tydens 'n periodieke voorraadstelsel word daar glad nie gedurende die tydperk rekord gehou van wat is die koste van die goederes wat verkoop is nie. In die einde, met die rekords wat ons het van wat die beginvoorraad was, wat die eindvoorraad is, wat aangekoop is in die tydperk, gaan bereken jy met ander woorde hoeveel was die goed se koste wat verkoop was. Goed, so as ons kyk na die voordele van die deurlopende stelsel, die voorraad word deurlopend opgedateer. So dis asof jy amper in real time kan sien hoeveel voorraad jy dan nou voorhande het. En voorraadtekorte kan dan vinnig geïdentifiseer word en dan kan vroegtydig voorraad dan bestel word. Maar hierdie as 'n nadeel kom teen 'n koste. Goed, so dit is duurder, omdat daar van rekenaars gebruik moet maak, die rekenaarstelsels en die programme wat mens moet installeer op die rekenaars is duurder. En jy moet dan nog jou personeel ook oplei, om hierdie programme te kan werk op die rekenaars. Goed, so dit is nou bietjie twee nadele nog van daai.
Alhoewel dit die een is wat ons meerderheid van die tyd op die oomblik gebruik in rekeningkunde wat mens leer ensovoorts. Goed, so as ons kyk na die periodieke voorraadstelsel se voordele, het ons hierso dat dit is goedkoper om te gebruik, want jy het nie die rekenaarstelsels nodig nie. Dis ook vinniger en maklik om te gebruik in die sin van daar's nie baie papierwerk wat die hele tyd gecontroleer hoef te word nie. Goed, maar dan is daar nadele, dat die bestuur weet nie hoeveel voorraad daar op die rakke is nie. Hulle moet fisies gaan kyk op die rakke, hoeveel slab chocolates is oor, sodat hulle weet, hulle moet nog slab chocolates aankoop. Okay, so dis nog ons bietjie ongerieflik, dat ek het so stel. En dan, dis moeilik om te bepaal hoeveel diefstal het gebeur, so as hulle sou inbreek, dan is dit bietjie moeilik om te weet wat hulle alles gesteel het. Want jy het nie eers 'n idee hoeveel voorraad daar eintlik was nie. Want daar word nie koste van verkope berekening gehou deur die periode nie. Goed, en dan klante se vordering by die betaalpunte vat langer, omdat die kassier dan nou alles individueel moet intik. So dis nie van scans soos by Pick n Pay van piep, piep, piep nie. Dit is, hulle moet letterlik elke keer die bedrag intik, soos old school, wat dan nou net die totaal eintlik uitwerk. Goed, so dit is dan die voor- en die nadele, net so vinnig met wat is die verskille. Goed, so as ons na die verskille hier kyk, by die periodieke voorraadstelsel word daar nie deur die periode rekord gehou van die koste wat van die verkope nie. So in jou joernale is daar nie 'n koste van verkope langs jou verkope kolommetjie nie. So jy hou glad nie rekord van dit tussendeur nie. Goed, en dan is daar ook nie handelsvoorraad tekort nie, want jy gaan nie 'n bedrag in jou boeke hê van handelsvoorraad wat jy die hele tyd koste van verkope nou gaan update het en gaan aftrek het by jou saldo van jou handelsvoorraad wat jy het nie, om dit mee te vergelyk met 'n fisiese voorraadopname nie. So 'n periodieke voorraadstelsel doen nog steeds fisiese voorraadopnames, en in fact, jy doen 'n fisiese voorraadopname aan die begin van die jaar en aan die einde van die jaar, en met die ander rekords wat jy gehou het na aanleiding van hoeveel jy aangekoop het, dan maak jy eintlik op die ou einde 'n aanname met hoeveel was jou koste van verkope dan nou gewees. Goed, so saam met dit het ons dan nou nuwe rekeninge wat ons nie aan gewoond is nie, die met die periodieke voorraadstelsel nie. Ons het 'n aankope rekening, en ek wil amper sê hy werk meestal soos wat 'n handelsvoorraadrekening sou gewerk het, in die sin van waar jou handelsvoorraad meer sou gewees het, jou aankope van die voorraad word daartoe geskryf. En as die eienaar soos van die voorraad sou vat, sê het afgetrek het uit die aankope rekening uit, die onttrekkings daarvan en sulke goeders. So in daai opsig funksioneer dit soos wat die handelsvoorraadrekening sou funksioneer. En maar jy gaan nie die koste van verkope, soos wat die goed verkoop word, daar gaan aftrek nie. En ek moet sê, dis nogals moeilik, in graad 9 is dit moeilik om julle te laat besef wat die hel gaan aan met koste van verkope. Maar nou moet ons vir julle leer, om met die periodieke voorraadstelsel, dan doen jy nie hierdie koste van verkope ding wat ons vir julle so ingedrul het nie. Goed, en dan vraggeld op aankope, en krediteure of vraggeld en die krediteure afslag met sy eie rekeninge, waar die vraggeld op aankope of vraggeld op handelsvoorraad wat jy aangekoop het, word gewoonlik somme by die handelsvoorraad bedrag getel. Dit word nie eers apart geskryf nie. En dan die krediteure terugsendings word in die krediteure kontrole geskryf. So dit is goedertjies wat half anders is, maar as ons gaan kyk hoe hulle baie keer hierdie onderwerp vir julle sal vra, is hulle hou daarvan om
vir julle te gaan vra om die koste van verkope te gaan bereken. So ek sal nie sê jy moet glad nie weet wat in die T-rekeninge aangaan nie. En glad nie weet wat in die joernale gebeur nie. Ek gaan nou vir jou wys hoe sal die joernale anders nou lyk. Maar jy sal gevra word 10/1 om die koste van verkope te bereken met daai berekening wat ek nou vir jou gaan wys. Goed, net baie vinnig. Net vir jou vinnig wys, hier is nou in die antwoord die hulpmiddelboek. Hierso het hulle nou vir die joernale, soos jou debiteerde joernaal, het glad nie, dit sou gewees het verkope en koste van verkope, debiteerde afslag en koste van verkope. So jy het glad nêrens 'n koste van verkope kolommetjie nie. Hier in jou krediteerde joernaal het jy aankope en vraggeld op aankope. Is 2 aparte rekeninge, waar jy hierso net sê nou maar handelsvoorraad sou gehad het. En vraggeld op aankope sou ingesluit gewees het by handelsvoorraad. Goed, dan het ons hierso, het ons dan by jou krediteerde afslagjoernaal, het jy dan nou weer die aankope rekening daarso en die vraggeld op aankope. Goed, dan het ons hierso, die algemene joernaal, hoe die onttrekking sou gewees het met die aankope rekening. Hierso weer, kontant ontvangsjoernaal, hier is die verkope kolom, maar daar is nie 'n koste van verkope kolom nie. En ook in die KBJ, soos wat in die KJ is, aankope en vraggeld op aankope hierso. So dis net vir jou 'n vinnige idee hoe jy hoe dit nou anders is, maar jy gaan nie noodwendig sommer so 'n joernaal hoef te doen nie. Dis net bietjie makliker om te verstaan as jy probeer om te hou dat koste van verkope word nie deurlopend aangeteken nie. Goed, dan hierso is hoe die T-rekeninge dan nou sal lyk. Net om vir jou te wys, hier is nou so 'n aankope rekening, daar's 'n beginvoorraad en 'n eindvoorraad rekening. En dan hierso het ons die aankope rekening en dan kan jy nou sien hierso die onttrekkings word dan nou daar afgetrek en op die ou ende word hierdie rekening dan nou na die handelsrekening toe geskryf. En wat ons hier in hierdie handelsrekeninge dan nou doen, is amper naaste by wat ons sal doen in die koste van verkope berekening. So ek het nou hierso vir jou so, gewoonlik sal die handelsrekening in die deurlopende voorraadstelsel is waar jy verkope en koste van verkope na toe geskryf het en dan het jy jou bruto wins gekry wat na jou wins en verliesrekening toe moet gaan. Maar nou word al hierdie rekeninge in die aankoop, vraggeld op aankope, douaneregte, invoerbelasting, sulke tipe goeders, word dan nou alles, ook die beginvoorraad en die eindvoorraad, word dan nou na die handelsrekening toe geskryf, en hierdie in totaal, die beginvoorraad, plus die aankope, plus die vraggeld op aankope, plus douanebelasting, afgetrek die eindvoorraad, gee vir jou in totaal, soos wat ek hier in potlood geskryf het, jou koste van verkope. En so jy sien dan nou hierso, het jy die verkope ook na die handelsrekening toe gevat, soos wat jy altyd sou dit gedoen het. Jy sou gesê, krediet aan die kredietkant van die handelsrekening sou die verkope gewees het, en hierdie kant sou die koste van verkope gewees het. Nou, al hierdie goed wat jy in totaal hier oorgedra het, gee vir jou in totaal dan die koste van verkope aan hierdie kant. En as ek vir jou vra om die koste van verkope te bereken, en jy hoef nie die handelsrekening noodwendig te gebruik nie, dan kan jy net daai plus daai plus daai plus daai minus die eindvoorraad. En dan gaan dit vir jou die koste van verkope gee. Okay, so dit is waar ek nou kom by die volgende bladsytjie. Goed, en nou bring dit my by die koste van verkope berekening, wat hulle meerderheid van die tyd saam met hierdie onderwerp vra. Goed, so jy sou jou koste van verkope moet gaan bereken, en ek wil hê jy moet hierdie formaat gaan leer, want hulle gaan nie noodwendig vir jou hierdie woordjies hier so insit nie. Hulle kan dalk die eerste enetjie vir jou insit, hulle kan goed uitlaat, hulle kan vir jou van alles vir jou insit ook, maar jy weet nie, so dit is baie goed om die formaat self te ken. Hierdie is so subtotaaltjie, so hier het jy die beginvoorraad, plus alle aankope wat jy gedoen het in die jaar, plus
koste van verkoop, nie koste van verkoop van voorraad nie. Vraggeld op aankope wat er nou bygegaan het en dan douaneregte. Douaneregte is soos en invoerbelasting sal dan nou byvoorbeeld hierso gewees het, want dit is alles koste wat jy moes aangaan om die produkte by jou te kry. Okay? En dan kry jy hierso 'n subtotaaltjie en dan trek jy die eindsaldo daarvan af en dan gee hierdie vir jou koste van verkope. Goed, nou gestel wat hulle dan nou doen is, hulle gee vir jou sê nou maar die voorlopige saldo van aankope en dan sal hulle sê nou maar sê ja, maar die eienaar het nou goeders geneem vir sy eie gebruik met 'n koste van R2000. Dan sê jy byvoorbeeld nou hier in hakies, daai bedrag wat hulle gesê het sy voorlopige is, sê hierso gesit minus R2000 daarso. So jy gaan nog steeds in hakies alles hierso dan vir ons toon wat bygetel moet word en afgetrek moet word. By die onderskeie plekkies. Goed, en partykeer is daar dalk is daar nie douanebelasting nie of douaneregte nie, dan sal jy net hier 'n streepie trek. Goed. Baie keer opvolgend vra hulle dan vir mense om jou bruto wins te bereken. Dan sal jy die verkoopbedrag vat wat jy iewers sou gekry het. As jy dink aan die bokant van die inkomstestaat, is dit mos verkope, koste van verkope en dan is die volgende enetjie bruto wins. Want as jy jou koste van verkope van jou verkope afgetrek het, en onthou, partykeer gee hulle vir jou verkope en jou debiteure afslag apart. Dan moet jy nog steeds in ag neem, as daar dan nou nog intussen 'n debiteur is wat goeders teruggestuur het by die aansuiweringkies, dan sê jy nou, sê nou maar die verkope hê, minus jou debiteure afslag, minus daai addisionele terugsendings van die debiteur, wat dalk nog nie in die debiteure afslag ingesluit was nie, en dan kry jy eers jou verkope se bedrag. Maar onthou, weer eens, die koste van verkope, handels, voorraad, deeltjie, wat met die terugsendings gewoonlik saamgegaan het, gebeur nie nou nie. So jy gaan dit glad nie by aankope aftrek nie, maar jy moet daai korreksie dan nou gemaak om jou ware verkope te kry, soos wat dit op die inkomstestaat sou gewees het. Dan trek jy dan nou jou koste van verkope wat jy dan nou hierso bereken het daarvan af en dan kry jy jou bruto wins. Daarvolgens kan hulle ook dan nou gaan en vir jou vra om jou bruto wins of jou winsopslag of jou winsgrens te gaan uitwerk en dit is dan jou bruto wins op jou koste van verkope. So daai antwoord wat ek nou verduidelik het, sit jy dan op koste van verkope maal 100 en dit sou dan vir jou die persentasie gee. En dan hou hulle daarvan om kommentaar te vra, hoekom kan dit dalk moontlik verlaag het of verhoog het, of hulle sal vir jou vra, hoe vergelyk dit met die vorige jaar, en moet dink jy die eienaar kan tevrede wees met dit, en sulke tipe goedertjies. So dit is naaste by, ek dink op julle vlak wat hulle sal geneig wees om te vra, en dit is bietjie maklik is nie 'n moeilike onderwerp gewoonlik nie. Jy moet net eintlik bietjie mooi lees. Goed, soos ek weer sê, hulle vra nie net noodwendig vir mense koste van verkope berekening nie, maar die koste van verkope berekening is so te sê amper maar die handelsrekening. So as jy die een verstaan, dan gaan jy die ander enetjie verstaan ook. Goed. So hierso is nou net eintlik 'n lekkerige oefeningkie net om die basiese beginsel van dit vir jou te verduidelik. Hierso vra hulle vir jou byvoorbeeld om die koste van verkope en dan daarop volgens jou bruto wins te bereken. Hulle gee vir jou 'n bietjie inligting. Hulle sê vir jou die aanvangsvoorraad. Aanvangs beteken begin, okay? En slot beteken eindvoorraad. Aanvangsvoorraad is beginvoorraad, slotvoorraad is eindvoorraad. Dan het ons kontant verkope, kredietverkope, debiteure afslag. So saam is daai ons verkope en die debiteure afslag is wat ons teruggestuur het. Dan het ons kontant aankope en krediet aankope. Dis al twee aankope wat by ons aankope gaan. Vraggeld op aankope gaan ook by ons aankope getel word en douanebelasting ook. Maar ons gaan nog eers bevestig of hierdie bedragies die finale bedragies is, na die addisionele inligting wat hulle vir ons gegee het. Goed, dan het hulle vir ons 'n paar inligtingstukkies wat ek nou deur gaan werk baie vinnig gegaan met julle, as 'n voorbeeldjie.
Hierdie sal dan nou vir jou 'n goeie idee gee van hoe so 'n dingetjie sal lyk. Hulle sal partykeer sal hulle ewen net aanvangsvoorraad gee en dan los hulle hierdie oop. Partykeer gee hulle net vir jou die blokkie. So jy moet nogals die formaat gaan ken. So as jy weet, dit is beginvoorraad plus aankope, plus vraggeld op aankope, en dan douaneregte. En dan gaan ek dan nou gaan en my hakies half oopmaak. En soos wat jy nou gewoond is met die inkomstestate en met enige aansuiwering tipe goedertjies, gaan jy dan nou die veranderinge dan nou so aandui. So as ek dan nou ek gaan nou hierdie inligting wat hierso in hierdie blokkie is, gaan ek dan nou in daai en ook die aanvangsvoorraad gaan ek dan nou gou daar insit in daai notakie. Goed, dit gaan dan nou so lyk. Baie keer dan los hulle hierdie beskrywingkie hier uit by hierdie subtotaal wat hier so is. So dis die kosprys van goedere wat beskikbaar was vir verkoop gedurende die jaar, en dan trek jy, en jy moet weet, hier moet hakies kom. As jy moenie vergeet of met die hakies te sit nie, want dan kan ek nie vir jou punt gee nie. Okay? So, al trek jy hom dan nou af, verloor jy nog steeds hierdie punt. Goed. Right, kom ons kyk wat het sê die notas dan nou hier. Dit sê daarso dat die eienaar het voorraad met 'n kosprys van R2700 op 27 Februarie vir sy eie gebruik geneem. So dit gaan ek nog steeds gaan aftrek R2700 hier by aankope. En dit was dan die eerste transaksiekie daar. Nou, ek wil net vir jou noem, die rede hoekom ek hierso 2 bedragies reeds het by aankope, dit was vir kontant en krediet aankope gewees. Goed, wat ek saamgetel het, en ek trek daai transaksie af van die onttrekkings. Dan het ek hierso, die eienaar het voorraad met 'n kosprys van R500 wat hy tevore vir eie gebruik geneem het, teruggebring. So dis nou nie meer heeltemal afgetrek nie. So ek gaan dan nou weer moet gaan en daai R500 dan nou weer hierso gaan bytel. By aankope, want is nou terug aan my voorraad. Dan het ek hierso, is my volgende enetjie, die onderneming het voorraad van R1200 se kosprys vir liefdadigheid geskenk, so dit is dan nou hierso R1200 wat ek dan nou nie meer het om te verkoop nie. Daai enetjie is weg. Dan het ons nou al daai ene gedoen, daai een en daai een. Goed, foute wat gevind is, voorraad op krediet, R1450 gekoop, is foutiewelik in verbruiksgoedere geboekstaaf. Met ander woorde, wat die fout is, dit moes eintlik aankope toe gegaan het, maar dit is toe verbruiksgoedere toe. So ek gaan dit gaan uithaal, gaan aftrek by verbruiksgoedere, wat ek elk geval nie nou gaan wys nie, maar dit moet bygetel word by aankope. So ons gaan dit gaan nou 1450 plus 1450, want dis eintlik wat dit behoort. En dit is dan nou daar reg. Dan het ek vraggeld op voorraad gekoop, is R420, is foutiewelik as vraggeld op verkope gesit. Goed, so nou, ek moet dit nou in gedagte hou, vraggeld op, dis nie vraggeld op, dis per ongeluk by vraggeld op verkope gesit, so ek moet dit by vraggeld op verkope gaan wegvat, en ek moet dit by vraggeld op aankope gaan bylas. So ek gaan dan nou R420 daar gaan bytel, plus R420 dan nou daar, en dan het ek hierso 'n faktuur, dan sê hulle speedfreight, dan sê hulle vir goedere ontvang, is dit 'n faktuur, en ons is Dispel winkels. So, dit is ons vraggeld op aankope, daai is vraggeld dan met ander woorde op verkope. So, R590 gaan ek ook dan nou daar gaan bytel, plus R590, en dan het ek hierso dan nou met ander woorde, dan sê hulle vir my
voorraad voorhande, met ander woorde, dit is wat voor my hande hier so op die vloer neer staan, dit is voor my, dis na die voorraad, fisiese voorraadopname, as enigiets soos dit sê, of fisiese voorraadtelling, slot voorraad, wat ook al is dit dan nou 5, 6, 700, gaan ek dan nou hier inskryf, daarso, en ek gaan onthou om dit in hakies te sit, want dis die enigste bedrag wat afgetrek word. Nou het ek nie verder iets al hierso ingeskryf gehad nie, so ek gaan nou, met ander woorde, douanebelasting, wat nou niks bygeskryf het nie, net so gebruik, en ek gaan gou hierdie verskillendes gaan optel. Dit lyk dan nou so, en dan vat ek al hierdie bedragies wat hier is, en ek gaan tel het tot een subtotaal hierop. Dit geef my 'n bedragie van 279,900, en dan gaan trek ek dan nou af hierdie 56.700, en dit gee vir my 223.200 rand. By die volgende deeltjie moet ek die bruto wins gaan bereken, en my bruto wins is my verkope, wat ek dan nou hierso gaan bereken, en ek vat my koste van verkope, ek gaan dit nou sommer so afkort, moenie jy nie toets afkort nie. Goed, en dit het ek nou reeds hierso bereken, ek gaan dit nou sommer hierso skryf, my koste van verkope is 223,200, en hier gaan jy daai bedragie gebruik, okay? So as jy verkeerdelik hierdie bedrag uitgewerk het, dan gaan ek jou beginselpunt daar gee, vir 'n balletjie punt daarso, omdat jy jou bedrag gebruik het, en dan gee dit vir jou bruto wins. As jy hierdie twee dan nou gaan aftrek van mekaar. Ek gaan nou gou die verkope kyk, ons gaan nou hierso kyk na die inligting wat hulle vir jou gegee het, hulle het vir ons hierso gegee, met ander woorde, verkope, kontantverkope 250.000, kredietverkope 150.000, kom ons skryf dit gou so lank eers in, 250.000 en 150.000 plus 150.000, en dan het ons debiteerde afslag, het ons dan nou hierso van R2.400, wat altyd moes afgetrek word van verkope, daarso by die inkomstestaat, en dan gee dit nou vir ons verkope. Nou, as hulle sou gesê het, dat die debiteur het nog goeders teruggestuur, dan sou jy hier nou nog 'n bedragie af gaan trek het, om net te verseker dat dit die finale bedrag is. Goed, maar hierso gee dit nou, sorry, ek het nou gehoop, ek gaan nou daar so uitkom daai kant, gee dit vir my 'n verkope van 397,600, en ek trek daai af, en dit gee vir my 174,400, is my bruto wins, en dis dan die bedrag hier wat ek op koste van verkope sal sit, en maal met 100, as ek my winsgrens moet uitwerk. Goed, ek hoop hierdie was 'n vinnig genoeg voorbeeldjie, ek het probeer, want die videoetjie raak nou 'n bietjie lank, maar in elk geval, ek hoop hierdie gee vir jou dan 'n idee wat om te kan verwag by van die vragies. Dis nie die enigste manier hoe hulle dit vra nie, hulle kan vir jou die teerekeninge vra, hulle neig baie keer om hierdie berekeningkie so te vra, of die handelsrekening ensovoorts. Maar ja, dit help baie om hierdie formate te gaan leer, dan weet jy wat jy, om vooruit te kyk in die vraag, wat jy gaan moet invul.